Hulle het altyd vir my gesê toe ek begin preek het, moenie bang wees vir stilte nie. So, dis hoekom ek altyd maar my tyd vat om goed te doen. Hulle sê mense gaan wag, is nie asof hulle gaan opstaan en uitloop nie. So ja, ek is baie opgewonde met julle woord te kom deel vanoggend en vir een of ander rede kies ek altyd die weirdste topics om oor te preek, maar die topic waaroor ons vandag bietjie gaan praat is wie is by jou tafel? En dit klink nou baie weird preek topic, maar ek dink dit is regtig iets amazings en as jy dit gaan snap, gaan dit iets in jou losmaak wat jy nie gedink het daar was nie. En ek weet net dat die Here hierdie woord gegee het vir iemand hierso vandag. En ek wil dit net met julle deel. In die tyd wat ons is 'n tafel waarom ons sit, regtig 'n plek wat ons geniet in hierdie tyd. 'n Tafel waar ons sit kan wees 'n werkstafel. Dit kan 'n tafel wees waar jy boardgames speel saam met jou familie. Dit kan 'n tafel wees waar jy kontrakte teken. 'n Tafel is regtig eintlik 'n besonderse ding. Want ons doen soveel goed om 'n tafel en ek dink partykeer het ek al gesien daar's mense wat 'n tafel vir generasies hou in hulle familie. Daar's een tafel wat in hulle familie is al vir generasies en ek wonder altyd vir myself as daai tafel kom praat wat hy alles sou sê. En hoeveel goed hy kon verklap het oor daai familie, want ons doen soveel goed eintlik om 'n tafel. En in die tyd wat ons is 'n tafel vir ons besonders, want ons sit altyd 'n lekker ete aan. Meeste van julle gaan 'n lekker ete eet om 'n tafel vandag. En vir my is dit altyd wat om my tafel gesit word. Party mense het nou baie lekker kerskoek ontvang en ek weet hulle gaan hom nou met 'n lekker vlaakie eet en hom bietjie warm maak en hulle gaan hom verskriklik geniet. En die ding is dat om die tafel kom die Here en hy kom sit vir ons goeders voor. En ek moet vir julle sê dat wanneer jy in 'n huis instap waar so daar 'n feesmaal voorgesit word, dan is daar 'n reuk in daai huis. So wanneer jy in 'n huis instap en jy ruik kos, dan maak dit jou so vrolik. Vir een of ander rede, sagte musiek, 'n Mike Blue bly of 'n wat ook al en 'n lekker reuk van kos, maak iets wakker binne in jou. Dit sit jou net in 'n mood om 'n feestyd, 'n maaltyd te kom en te kom geniet. En ek weet, een van my favouriteste memories wat ek al gehad het, was as Marlies vir ons muffins gemaak het. Hoekom maak jy nie meer muffins nie? Wat gaan aan met jou? Maar Marlies het altyd vir ons muffins gemaak en kyk, 'n Malva pudding muffin met 'n Oreo base is toe daai vir julle. Rarig, ek verstaan hoekom iemand in die Bybel sy eerste geboortereg verkoop het vir lensiesop, want kyk, as jy honger is en daar's 'n muffin, jy gaan hom eet. Dit is nou maar net so, en ek en Meisen maak hulle klaar, nee. So eet hulle op. So, daar is net iets in die geur, in die reuk van kos, wat iets binne in jou makker maak, en 'n tradisie skep. Dit is half 'n tradisie van hoe ons kos voorsit, en hoe dit ruik, en wat dit is. En die Here kom en hy deel 'n skrif met my 2 Korintiërs 2:15 wat sê, want ons is die aangename geur van Christus aan God. En dit laat my bietjie dink, dat wanneer ons in enige omstandighede instap, wanneer ons in enige huis instap, moet ons die atmosfeer en die geur wees in daai huis. En dit laat my net so bietjie dink, dit laat my voel dat, ja, ek het nou hierdie prentjie geskep van kos in 'n huis en 'n maaltyd wat voorgesit word, maar ons is eintlik daai reuk en daai geur in elke situasie. Wanneer ons in 'n huis instap, moet ons daai geur en reuk wees, die sout van die aarde, sê die Here. En toe ons jonger was en kinders was, het ons nooit regtig ge-worry oor voorsiening nie. Kyk wat op hierdie tafel was, toe ons kinders was daar. Jy het nooit ingekom en gewonder, Jesus, wat maak ek nou vanaand om te eet, toe jy 'n kind was nie, of is daar iets om te eet nie. Jy het altyd gekom, my ma het my altyd geroep, en in hierdie tyd mis ek al baie. Ekskuus julle. My ma het my altyd geroep toe ek 'n kind was en dan skree sy op my, Brandon, jy moet kom eet. En dan hardloop jy altyd en dan gaan sit jy by die tafel en
En dan sê sy vir jou, nee, jy moet jou hande gaan was, dan hardloop jy en gaan was jy jou hande. En dan kom jy terug by die tafel en dan is daar kos voorgesit. Daar was altyd kos, jy het nooit gewonder of geworry of daar kos op die tafel gaan wees nie. Jy het geweet dat daar voorsiening was. En party van die goed wat op daai tafel was, wou jy dalk nie daar gehad het nie, soos ertjies en boontjies en daai goeders, dan steek jy hulle so mooi onder die mes en die vurk weg, dat jou ma dit nie sien nie, want anders sê sy vir jou, nee, jy moet daai goed eet. En as jy sê, skiet jy hulle so af, van die tafel af. En ja, daar was dus 'n skrif wat sê, wie onder julle sal jou seun jou brood vra, en jy vir hom 'n klip gee, Matteus 7 vers 9. En ek meen, as jou kind na jou toe kom en vir jou vra, vader of papa, ek's honger, gaan jy vir hom sê, nee, sorry, gaan drink 2 liter water en kom en lees ek uit die kook en geniet uit vir jou uit nie. Dan dalk was dit net ek toe ek klein was. Nee, ek spot net. Matteus 6 vers 31 sê, moet nie worry oor wat jy gaan eet of drink of aantrek nie. Die Here sê hy sal voorsien. En soos wat ons ouer raak, besef ons dat daar nou nie meer vir ons voorsien word van 'n pappa en 'n mamma af nie, maar ons kom tot die gedagte dat, luister, maar ons nog steeds 'n Vader wat vir ons voorsien. En die voorsiening is nog steeds daar, maar dit kom net van 'n hemelse pappa af. En dit is my altyd so mooi, net om te weet dat in die tyd wat ons al deur is, en ek en Marlies al deur baie het, die Here altyd kom voorsien. Die voorsiening was altyd daar, soos 'n klein kindjie wat ons by 'n tafel kom sit, en die kos was altyd aan die tafel. En ek vra met die Here, en ek praat met hom, en ek sê vir hom, Here, maar U praat oor voorsiening, wat se skrif wil U kom deel? En hy gee vir my Psalm 23 vers 5, wat sê, U berei vir my 'n feesmaal voor in die oë van my vyande. U verwelkom my as die eregas, deur om my kop met olie te salf. En ek sê vir die Here, maar die skrif is eintlik 'n skrif van trots. En hierdie skrif is eintlik, luister, maar ek gaan in die oë van my vyande 'n feesmaal hê. En ek gaan sit en ek gaan kyk en ek gaan hier as die eregas in die middel gaan ek sit en hulle gaan aankyk terwyl ek eet. En dit voel vir my so 'n skrif van trots. En ek glo dat baie keer het ons hierdie skrif al as trots gebruik om te sê die Here gaan hulle uitsort. Want die Here sê hy gaan 'n voetbank vir my voete maak en hy gaan my aansit terwyl ek eet en hulle kyk. Maar is dit oukei as ons net hierdie skrif klein bietjie anders te benader vir oggend en klein bietjie anders te na hom kyk? Ek vra vir die Here, hoe is hierdie skrif anderste as wat hy ooit was? Hoekom het U vir my hierdie skrif gegee in 'n tyd wat dit 'n rejoicing oomblik moet wees, 'n feesmaal moet wees? En die Here kom wys vir my iets. Hy sê vir my, Brandon, onthou jy, so 'n paar jaar terug, het 'n ou jou met R450,000 in die Kaap kom indoen. En ek sê, ja, Here, ek weet. Hy sê wel, Brandon, haat sit nou by jou tafel. En die Here sê vir my, Brandon, kan jy onthou, toe jy klein was, wel, toe jy groter geword het, nie meer so klein was nie, het mense vir jou gesê, jy het dit nooit gaan maak nie. Jy is nie slim genoeg nie, jy gaan nêrens kom nie, jy werk op 'n myn, want jou brein is klein, jy kry kap groot klippe klein en klein klippe fyn. Wel, nou sit seer by jou tafel. En Brandon, onthou jy, toe jy 'n kind was, het jou pa brood gaan koop en nooit weer teruggekom nie. Ek weet nie of hulle die brood moes gaan bak het of uitgefigure het hoe die brood werk nie, maar hy het nooit teruggekom nie. En Brandon, nou sit verwerping by jou tafel. En Brandon, onthou jy dat daar 'n tyd was wat jy ook mense seer gemaak het? Onthou jy dat daar 'n tyd was wat jy ook 'n wêreldse mens was en mense te nagekom het en mense ingedoen het? Maar Brandon, nou sit skuld, skaamte en seer ook by jou tafel.
En die Here sê vir my, ek berei 'n feesmaal vir jou voor in die teenwoordigheid van jou vyande. En ek sê vir die Here, Here, ek kan nie sit by die tafel nie. Ek is die eregas by die tafel, maar ek sal nie hier kan sit nie. En die Here kyk, en ek ervaar in my gees, dat die Here vir my sê, Brandon, maar in my laaste tyd, in die tyd wat ek die laaste maaltyd gehad het met my disippels, was Judas nie ook by my tafel nie. Het ek hom nie ook bedien nie. En ek sê vir die Here, Here, ek weet, ek verstaan, ek hoor wat hy sê, Here, ek verstaan dit, ek weet. Ek hoor, Here. En die Here sê, hy sit 'n maaltyd vir my voor, in die teenwoordigheid van my vyande, maar hoe kan jy eet by so 'n tafel? Hoe kan jy eet by 'n tafel waar jy weet, mense het jou ingedoen? Mense het jou seer gemaak. Hoe eet jy by so 'n tafel? Here, ek sal nie eet by hierdie tafel nie. En die Here sê vir my, Brandon, jy sien nie waarmee ek besig is nie. Onthou jy Psalm? Ek het jou die eregas gemaak vir 'n rede by hierdie tafel. En ek sê vir die Here, Here, ek sien dit nie. Ek verstaan nie waarmee jy besig is nie. En die Here sê vir my, Brandon, hierdie tafel is nie 'n feesmaal vir jou om te geniet en te eet nie. Want sien, hierdie tafel is nie net 'n feesmaal van water nie, maar hierdie tafel is ook 'n feesmaal van vergifnis. En ek sê vir die Here, dankie Here, ek verstaan. En ek is so jammer dat ek gedink het dat Psalm, ek kom verloor, dat Psalm 23 vers 5 gegaan het oor my. Dat ek gedink het dat ek gaan sit en ek gaan die eregas wees en ek gaan lekker eet terwyl my vyande aankyk. En partykeer as ons na hierdie Psalm kyk, dan dink ons hulle gaan in die verte sit en vir jou kyk terwyl jy eet. Maar die Here het dit nie so voorberei nie. Sien, die Here wil hulle by jou tafel sit, want Brandon, onthou jy, dat jy dalk ook in hierdie stoel was by iemand anders se tafel. En het jy nie vergifnis nodig gehad, soos wat hulle nodig het nie. Was my liggaam en my bloed nie goed genoeg om jou die eregas te kon maak hierso vandag nie. En sien, wanneer jy dit verstaan, dan het jy vrymoedigheid om te doen wat Jesus met Judas gedoen het. Dan kan jy kom uit die vrymoedigheid uit en jy kan verander gee. En jy kan kom en vir hulle die vergifnis toon wat Jesus vir jou getoon het. En sien, wanneer jy die ding snap, wanneer jy agterkom dat Jesus vir Judas ook bedien het, dan kom jy eintlik agter waaroor hierdie tafel gaan. Want hierdie tafel is nie 'n tafel, 'n feesmaal nie. Hierdie tafel wat hy besig is om vir ons voorbid te berei, is 'n tafel van oorwinning. Dit is 'n tafel waar jy kan regmaak met die mense wat jou te nagekom het. En waar doen ons dit? Ons doen dit om tafels. Ons doen dit om plekke by mense uit te kom, om mense naby genoeg aan jou toe te laat, dat die Here verandering kan bring in hulle lewe. En ek wil die tyd vat vanoggend. Ek wil vra dat jy vanoggend net 'n oomblik moet vat, en net moet dink, wie's nog by jou tafel? Want sien, as hier mense is by jou tafel vanoggend, wat nie hier moet wees nie, sal jy nie kan eet nie. Jy kan slegs eet, wanneer almal by hierdie tafel nie meer vyande is nie. Sien, die Here gee vir ons 'n skrif. Hy gee ons 1 Korintiërs 11 vers 28. Maar laat elkeen hulle harte ondersoek en daarvolgens van die brood eet
en uit die beker drink. So die Here kom sê vir ons, wanneer ons harte ondersoek het, en wanneer ons weet, ons is in die Engelse woord right standing with everyone, dan kan ons by hierdie tafel wat hy voorberei, eers eet en drink. So ek wil vanoggend die uitnodiging maak, ek wil vra, of daar enige iemand vanoggend is, wat kon dink aan enige iemand, wat hulle nog moet vergewe. En ek gaan nie eens vra dat jy hulle hand opsteek nie. Ek wil letterlik net hê, jy moet daai persoon of daai mense in jou hart kry. En ek wil vra, dat Psalm 23 het ek altyd die Psalm gelees. En daar's iets wat net nooit vir my sin gemaak het nie. Hy sê, ek berei 'n tafel vir jou voor in die oë van jou vyande, 'n tafel wys vir my feesmaal, oë beteken teenwoordigheid. Maar hy kom sê iets wat nooit vir my sin gemaak het nie, en hy sê daarso dat ek kom salf jou hoof met olie. En ek weet nie of jy agterkom nie, maar 'n salwing berei jou altyd voor vir iets wat moet kom. As jy kyk na Dawid was gesalf voordat hy koning was. Die salwing berei jou voor vir iets. En ek wil bid dat die Here vandag hoofde kom salf. Dat die Here hoofde kom salf vir voorbereiding van vergifnis tot mense. Want daai mense sit in jou hart en dit weerhou jou om 'n feesmaal te hê met die Here. So ek wil saam met julle bid. Ek gaan nie vra dat enigiemand hande opsteek nie. Ek wil vir hierdie bid. Kom ons bid saam. Vader, mag hierdie woord net in iemand se hart kom val, my God. Mag hierdie woord wat U kom gee het net in harte kom delf. En mag U versoening kom bewerkstellig. Want Vader, ek weet, ons is menslik. En Vader, dat daar altyd mense by ons tafel sit. Dat ons baie keer nie eers weet hoeveel mense eintlik by ons tafel sit nie. Vader, ek kom vra dat U kom openbaar in elkeen se harte wie hierso sit, Vader, en mag daar versoening plaasvind. Vader, mag die persoon wie hulle nou aan dink, in die volgende jaar, 2026, mag daai persoon in hulle lewe inkom op een of ander manier. En Vader, mag U dit bewerkstellig, dat daar versoening plaasvind. Want Vader, ons wil nie hê dat enigiemand weerhou word van die feesmaaltafel wat U vir ons voorberei nie. Vader, ons dank U vir U liefde, die goedheid en die guns en die waarde oor ons lewe. Mag ons roepings uitleef, Vader, in Christus naam. Amen.